die Here toe en ons is vanoggend daar in die Nuwe Testament gewees. Vanaand is ons nou al die pad terug in die Ou Testament. Ons lees vanuit Psalm 19. Psalm 19 lees ons saam. So ons noem dit die fotum, die gebed wat ek aan die begin van die boodskap doen. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees. Dit kom vanuit hierdie Psalm wat ons ook vanaand gaan lees. So net interessant, al die fotums wat ons gebruik. En ek dink ons het met 'n aanddiens tot so hanteer, hoekom doen ons al die rites en goed. Maar al die fotums wat ons gebruik, so stuur u lig en stuur u waarheid wat ek nou vanoggend gebid het. En partykeer ek slaan my oop na die berge, is alles verse vanuit die woord wat ons dan so sal gebruik. So hierdie is een van die bekendes, laat die woorde van my mond is in die gedeelte. So dis Openbaring 19. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons buig die hoofde, kom ons soek die Here in gebed. Wonderlike Here, ons wil u naam weer vanaand kom groot maak. Here, wat 'n voorreg om 'n tweede maal op 'n dag in u teenwoordigheid in te beweeg, Here, soos u vir ons daai belofte gee, waar 2 of meer in u naam vergader, daar is u teenwoordig, Here, en ons maak staat op daardie belofte. Ons wil graag saam met u kinders in u teenwoordigheid in beweeg, Here, en saam met dit wil ons u woord hoor, wil ons weet wat u vir ons wil sê, en bid ons ook so, Here, dat u vanaand vir ons geopende harte sal gee, dat u ons gedagtes sal stilmaak, alles wat hierdie week moet gebeur, alles wat woel daar buite, dat ons fokus nie daar sal wees nie, maar dat ons fokus vanaand sal wees op wat u vir ons wil sê. Here, en ons dank u ook vir dit wat u vir ons doen. Ons dank u ook vir die boodskappe wat u so gedurig deur vir ons gee, Here, of dit is van 'n kansel af, of dit is in ons stilte tyd, of dit 'n boodskap is wat iemand vir ons stuur, of 'n vers wat ons op iemand se status sien. So gedurig deur, Here, het u vir ons boodskappe vanuit die woord. En ons bid so, Here, dat u daardie boodskappe in ons harte sal seën. Ook vanaand sin. Hier waar ons vanuit die Ou Testament, vanuit die woord gaan lees, bid ons, Here, dat u Gees dit vir ons sal oopbreek, dat die Gees dit vir ons sal duidelik maak en dat ons sal sien wat u vir ons wil sê. Ons dank u ook, Here, dat ons soos die woord ons beveel vir mekaar kan bid, ook so vir ons gemeente kan bid, en veral die op daardie gebedslys. Here, daar's van daardie name wat al lank op die gebedslys is, mense wat kwale het wat hulle lankal mee sukkel. Here, en ons bid vir hulle, dat u met hulle sal wees, dat hulle u genade sal ervaar, en as dit u wil is, dat u sal genees. Ons bid ook so spesifiek vir Tannie Hanna, wat die 3 Junie vir daardie operasie gaan, Here, dat u met haar sal wees, dat u met die dokter, die narkotiseer, die medisy daar sal wees, en dat dit ook 'n groot sukses sal wees. Saam met dit, Here, bid ons ook vir die Lies gesin, en nie net vir hulle nie, maar elkeen wat deur die oom se dood geraak word. Here, ons bid dat u die vertroosting sal doen, Here, dat u vir hulle naby sal wees in hierdie tyd, en terwyl dit hartseer is, Here, en terwyl dit ook vir hulle 'n moeilike tyd is, weet ons, Here, hierdie lewe is maar kort tyd, en daar's 'n ewigheid wat wag, en bid ons so, Here, dat hulle dit sal ervaar, en dat u vir hulle sal rustig maak, ook in hierdie tyd. Ook met al die reëlings, Here, ons weet gewoonlik, met so ding is daar 'n klomp reëlings wat getref moet word, bid ons dat u vir hulle die krag sal gee om ook daardie reëlings te tref, en dat u vir hulle vooruit sal gaan, dat u hulle weer daarin gelyk sal maak. Dankie, Here, dat ons vir daardie gesin vanaand kan kom bid. Ons bring dan so al die gebede na u toe, Here, want u sê vir ons in die woord, ons moet met vrymoedigheid u troon van genade nader. Here, en ons bid hierdie genade van u af, en ons vertrou u daarvoor. Ons oë is op u gerig. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons lees dan Psalm 19, en ons lees daar die hele gedeelte, so vanaf vers 1 tot vers 15. Openbaring in natuur en skriftuur is die opskrif. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan.
Daar is geen spraak en daar is geen woorde nie. Onhoorbaar is hulle stem. Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het hy daarin 'n tent gemaak. En die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer. Hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks is verborge vir sy hitte nie. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word die knegt daardeur gewaarsku. In die onderhouding daarvan is groot loon. Die afdwalinge, wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is. Hou die knegt ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Ons lees dan net so ver vanuit die woord vanaand, vanuit hierdie eerste keer toe ek met dit te doen kry was, toe ek redelik jonk was, daai tyd toe ek nog nie van middagslaapies gehou het nie, en 'n predikant het in 'n bidhuur gebid, en hy het spesifiek gebid oor die grootheid van die son en die maan en die sterre, en in dit toe sê hy, soos U in die psalms vir ons sê, U het dit gemaak net dat ons die grootheid sien. Lang terug, ek kon onthou nie presies die woorde nie, maar dis min of meer waarop dit neergekom het. Die Here het die son en die maan en die sterre gemaak, sodat ons sy grootheid kan sien. Dis toe vir my 'n aangrypende gedagte toe ek hierdie gebed hoor, as 'n jong seun, 'n tiener gewees, en ek het die psalm toe gesoek, en ek het die psalm gevind, Psalm 19. En die tweede keer wat ek met hierdie psalm te doen gekry het, is 'n klompie jare na dit, so 'n paar jaar terug, toe Louis Giglio se Indescribable uitgekom het. Weet jy wie van julle dit al gekyk nie, en hy praat spesifiek hieroor, hy praat ook oor die son en die maan en die sterre, en hy gaan in die sterre se name in die uitspansels, en hoe groot hulle is, en dan, as ek reg onthou, haal hy ook die psalm aan om te sê, die Here het hierdie uitspansels gemaak, tot sy eer. So daarom, so 'n spesiale psalm, en een van die baie psalms van Dawid, en ons weet, hy het verskillende psalms geskryf, hy het psalms geskryf in nood, waar hy die Here aanroep, waar hy die Here nodig het, en ons mense wat hom soek, in sy lewe soek, en hy roep die Here aan vir daardie hulp. Daar's natuurlik daardie bekende skuldpsalms, of boetepsalms, wat hy bid, dat die Here hom vergewe, en dan is daar lofliedere, waarvan hierdie een is, 'n loflied tot eer van die Here. Want Dawid kyk na twee maniere wat die Here homself openbaar, en hy kan nie anders as om die Here se lof te besing. So 'n loflied van Dawid, en daar is baie spesiale lofliedere in die woord van God, en ek dink as mense studie daaroor gaan doen, sal dit nogal baie interessant, baie insiggewend wees, maar ek het nou, toe ek voorberei, net so vinnig gaan kyk na van hierdie lofliedere. Een van die baie bekendes is Eksodus 15, waar Moses en die volk deur die Skelfsee trek, die Here laat hulle op droë grond deurtrek, en die Here red hulle van die Egiptenare, en toe in Eksodus 15, toe hef hulle 'n loflied tot die Here aan vir wat hy gedoen het. Die Here het iets groot vir hulle gedoen, en hulle sing 'n loflied. Of soos Jesaja, wat meer as een keer lofliedere aan die Here skryf, soos Jesaja 25 tot 27 is van die grootes. Nog 'n baie bekende loflied is die van Maria. In Lukas 1, jy kan dit ook gerus gaan lees. Die Here openbaar vir haar wat hy deur haar gaan doen, hierdie jong meisie uit hierdie taak vir haar, die Messias gaan deur haar kom, sy besoek vir Elisabeth, en sy sing dan ook hierdie loflied tot eer van die Here in Lukas 1.
Paulus het ook natuurlik lofliedere. 'n Bekende een, hy skryf Romeine 19 en 11 gaan oor die Jode en wat die Here doen. En dan aan die einde van Romeine 11 dan kom hy ook by 'n groot loflied wat hy vir die Here sing. Hy kan nie anders na dit wat hy deurgegaan het om net die Here groot te maak nie. So 'n loflied om die Here se grootheid te besing, om die eer aan hom te gee nadat hy iets groot gedoen het of nadat hy iets openbaar het. En dis presies wat hier met Dawid gebeur. Die Here openbaar homself en Dawid kan nie anders as om 'n loflied aan die Here te skryf nie. En dan wanneer hy hierdie twee maniere deurgaan wat hy nou sê, die een is deur die natuur, ons het dit gelees, en die tweede een is die skrif soos wat die opskrif in die Bybel ook vir ons sê, dan reageer hy hierop. Maar dit alles 'n loflied aan die Here. Ongelooflike openbaring wat die Here hier het, hoe God homself openbaar, wat ons natuurlik ons tema is en waaroor ons gaan praat. So dis dan die loflied van Dawid waarna ons vanaand gaan kyk. Want soms kom ons ook op verskillende plekke in ons geestelike lewens. Elkeen van ons het geestelike hoogtepunte en ons vergelyk dit mos altyd met Moses wat daar van die berg van verheerliking afkom en sy gesig het geskyn. Hy was naby die Here gewees. Ons het ook daai geestelike hoogtepunte en dan so laagtepunte wat ons bid vir verlossing, bid dat die Here ons help, bid dat die Here in 'n situasie ingryp. Dan is daar ook tye wat ons bid dat die Here ons sonde vergewe, daar's tye wat ons bid dat die Here ons sal gebruik. Maar is Dawid, kom ons ook baie keer op 'n plek en is dit belangrik dat ons baie keer op 'n plek kom waar ons ook net die Here loof, die Here prys vir wie hy is. Net weer 'n waardering vir die groote God wat die hemel en aarde gemaak is, net weer ons fokus daarop kom rig. En dit natuurlik gaan gepaard met vanoggend se boodskap, want wanneer ons die Here loof en prys en eer, dan moet ons dit deur ons lewens ook doen. Ons bring ons lewens in lyn met wat die Here van ons verwag en ons is bruikbaar vir die Here en hoe meer bruikbaar ons is, hoe nader beweeg ons aan die Here, hoe beter leer ons die Here ken, hoe meer openbaar hy homself en ons sien wie hy is en ons waardeer hom vir wie hy is en dan wil ons net meer en meer ons lewens vir hom gee. So dis eintlik 'n fantastiese siklus waardeur 'n mens gaan. So, dis vanaand die rede hoekom ons na hierdie Psalm kyk, net om weer op daai punt te kom. Wie is die Here? Net om weer aan die Here die lof en die eer te gee, wanneer hy homself so aan ons openbaar, en dat ons net bietjie daarop sal fokus. Want ons raak besig. Kyk, as daar een ding is, wat ons almal baie keer sê, as ons mekaar vra, maar hoe gaan dit met jou? Dan is baie keer die antwoord, besig. Vroeger jare was die antwoord altyd goed met jou, maar deesdae as mense met mense praat, is dit besig. En die duiwel, wil ek by sê, weet hoe om mense besig te hou en weg van die belangrike goed af te hou. So baie keer is ons so besig en ons hardloop so rond en ons word so vasgevang met dinge en baie keer in 'n spesifieke situasie, dan verloor ons fokus van die grootheid van die God wat ons dien. Die Engelse het so mooi sê ding, stop and smell the roses. En as dit nou die ou boere was, sou hulle seker gesê het, stop en ruik die buskruit. Stop en ruik die see, of kyk na die see, sou ons seker gesê het. Maar net daai, raak net rustig. Vat net 'n oomblik, stop net en kyk op. Fokus net weer 'n bietjie op wie God is, hoe groot, hoe almagtig hy is en alles anders kwyn weg. Dink nou aan daai koortjie wat ons baie keer sing, ek kom in die blomtuin alleen. Net weer daai tyd wat 'n mens spandeer. En dis wat Dawid hier doen. Dis waarna ons vanaand gaan kyk, net om te sien hoe openbaar die Here homself, dat ons meer daarop kan fokus. En natuurlik, hoe beter ons die Here ken, hoe meer brandend is ons harte vir hom, want hoe meer die Here hom openbaar, die natuurlike reaksie wat ons het, is ons wil meer vir die Here doen. Ons harte brand vir hom, ons het meer liefde vir die Here, en dis wat ons graag wil sien. So ons gaan in hierdie gedeelte sien, hoe die Here hom openbaar, maar dan ook op die einde Dawid se reaksie wanneer die Here homself openbaar, sodat ons ook net ons fokus weer vir 'n oomblik, vir 'n aand, so vir 'n tyd lank, net op die grootheid van die Here kan fokus. So kom ons gaan kyk na die loflied van Dawid. Ons sien in die eerste plek vanaand, so ons het weer maar net 3 gedagtes, die 2 maniere wat God hom openbaar,
En dan Dawid se reaksie, ons eerste gedagte is, God openbaar homself in die natuur. Dawid skryf dit vir ons, vers 2, wat ook ons teks van oordenking is, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. So Dawid begin om vir ons te sê hoe God homself openbaar, en hy sit dit so mooi uiteen, vers 2 tot 7, ons dink baie keer net aan die sterre en die son en die maan, maar hy kom praat eintlik oor die natuur in die algemeen, en hy leer ons, God openbaar homself in die natuur, en dan sy fokus veral op die hemel en die uitspansel. En ons het daar gesien, hy praat baie oor die verskil, die oorgang tussen dag en nag, en hoe die Here dit gemaak het, en hoe dit net eintlik die lof van God besing, hoe mens hier in die eer van die Here sien, dis 'n wonder dat hy dit gemaak het. Dawid is nie die eerste of die laaste persoon wat sal opkyk na die hemel en die glorie van God sien. Jesaja het dit ook gesê. Jesaja 40 vers 26, hy sê, slaan julle oë op in die hoogte en kyk. So dis nou die Bybelse manier van stop and smell the roses. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk. Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Hy roep hulle almal by die naam. Vanweë die grootheid van krag en omdat hy sterk van vermoë is, daar word nie een gemis nie. Hy sê die Here openbaar homself deur dit wat hy gemaak het. Hy openbaar sy absolute krag, sy almag daarin. Hy openbaar sy vermoë om te skep, en dan sê Jesaja ook om in stand te hou. So wanneer Jesaja, wanneer Dawid, wanneer mense na die hemele kyk, dan sien hulle God openbaar homself. En soms moet ons ook net stil staan en kyk. Nou as ek nie beter geweet het nie, sou ek gedink het Dawid het hierdie gedeelte in die Weskus geskryf. Want het julle die laaste tyd hier by ons opgekyk? Ons kla baie keer oor die winter en ons hou nie van die koue nie, maar die sterre in die winter hier is so mooi wanneer mense opkyk en jy sien al die sterre en die maan, en veral in die winter, die sonsondergange hier in die Weskus is, dink die mooiste om het te sê, is prentjie mooi. 'n Mens raak eintlik weggevoer met hoe mooi dit is, en dis goed om daarin weggevoer te raak, want wanneer ons kyk na hoe mooi die sterre en die oop lig hier in die Weskus is, en ons kyk na die sonsondergange hier in die winter, dan sien ons die Here, die een wat ons dien, die een wat elke dag 'n pad met ons stap, die een vir wie ons bid, dis hy wat dit gemaak het. Dit alles wys eintlik na ons Skepper, dit wys na die een wat dit uitgedink het, wat dit gemaak het. Die Engelse sê, die een wat dit design het, dit is so mooi. Die een wat dit gemaak het, dit sê net vir ons, God is daar. Selfs as ons rondom ons kyk, vir die natuur, sien ons God se goedheid. Nehemia, nog iemand in die woord wat daarna gekyk het. Hy sê in Nehemia 9 vers 6, U alleen is die Here, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak. Die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor U neer. So hy sê ook, die Here het dit gemaak, die Here het dit geskep, en die werk van sy hande. Stop, staan stil, kyk na die natuur, staan stil, kyk na die natuur, en sien net die Here het dit gemaak. En Louis Giglio praat nie net van die hemel nie, hy gaan nou natuurlik, die van u wat dit al gekyk het, gaan groter en groter en groter, en al wat ek onthou is Beetlejuice wat so groot is, maar dan kom hy ook weer kleiner en kleiner en kleiner, en hy kyk na die menslike liggaam, en hy kyk na die bousteen van die menslike liggaam, wat sy naam ek nou nie kan onthou nie, maar ek onthou dit lyk soos 'n kruis, die kleinste deeltjie in 'n mens se lyf lyk soos 'n kruis. En dan sê hy hoe God nie net hierdie groot goed gemaak het nie, maar alles in mekaar geweef is. En waar 'n dokter nou onlangs vir my gesê het, hulle doen hulle beste en hulle probeer om die menslike liggaam te verstaan, maar hulle sal dit nooit verstaan. Die Here het dit net te ingewikkeld gemaak. Hulle sal dit nooit verstaan nie. En in dit alles sien ons net die grootheid van God. Ons moet net partykeer weer daai oomblik neem, stil staan, maak soos Dawid en Nehemia en Jesaja, en ons kan so aangaan, net stil staan, na die natuur kyk, en sien, ons almagtige God het dit gemaak.
Niemand kan dit verduidelik. Die wetenskaplikes probeer, maar hulle sal nooit alles kan verduidelik nie, want God het dit gemaak. Die tweede wat ons sien, hoe God homself openbaar is, en ons tweede gedagte, God openbaar homself in sy woord. Psalm 19 vers 8, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. So hy het nou gekyk, Dawid, na die natuur en die wonder daarvan, en dan kom hy en hy sê, as 'n mens na die woord van die Here ook kyk, dan sien 'n mens ook die eer van God. En dis iets wat ons vanoggend ook so vinnig aangeraak het, is mens moet ons wegdraai vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na daai goeie goed wat jy alles in die woord vind. Want die woord van die Here is volmaak. Die woord van die Here is deur homself ingegee. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou, ek het al vir u verduidelik, die Grieks is mos baie kleurvol, en dit sal een woord gee wat vir ons 'n redelike gedagte gee van hoe dinge werk, en daai woorde deur God ingegee is een woord in die Grieks, en daai woord is Theos Nestos, Theo wat God beteken, Nestos uitgeasem. So die hele woord van God, of die hele skrif is deur God uitgeasem, dis deur homself gegee, dis sy woord wat hy vir ons gegee het, wat geskryf is onder die leiding, onder die inspirasie van die Heilige Gees. En dit is so wonderlik dat die Here mense gebruik en hulle persoonlikhede, as 'n mens kyk Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en hoe die Here deur sy inspirasie die woord so volmaak kom weef het, soos wat die natuur in mekaar geweef is, so is die woord van God in mekaar geweef, sonder dat daar dinge is wat mekaar weerspreek. As iets lyk of dit mekaar weerspreek, dan verstaan ons dit nie, of dit is iets met 'n vertaling, maar die ware woord van God weerspreek homself nie. En toe Dawid na die woord kyk, wat nou in hulle tyd natuurlik die wet was, wat in sy tyd beskikbaar was, toe besef hy, selfs in hierdie wet wat hulle het, meerendeels in daai tyd die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Bybel, toe sien hy maar God openbaar homself daardeur. Hierdie Ou Testament wat hulle gehad het, hierin kan 'n mens God leer ken. Jy leer ken sy karakter, jy sien hom as die enige ware God, as die heilige, die waaragtige. Jy leer ken hom, Genesis, as die skepper, Exodus, wat so met sy volk is en die wonderwerke doen, en so kan mens aangaan. En dan kom hy by Levitikus, en wat hy van sy mense verwag in die wette wat daar is, Exodus en Levitikus. En toe Dawid die wet van die Here lees en bestudeer, toe kan hy nie anders as om 'n loflied te skryf nie. Hy skryf hier in ons Psalm wat ons gelees het van vers 8 af. Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart, die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë, die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid, die verordeninge van die Here is waarheid, tesame is hulle regverdig, hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. Hy het hierdie loflied, want God openbaar homself deur die woord. En daarom vir ons moet gedurig tyd met die woord spandeer. Van Genesis tot Openbaring, 'n mens kan nie 'n gedeelte weggooi nie, jy kan nie net in een gedeelte nie, die hele woord van God is ingegee. En wanneer ons so deur die woord van God gaan, dan sien ons in Genesis sy skepingsdade, ons sien in die Ou Testament sy karakter, ons sien sy heiligheid, ons sien sy afskuw vir sonde, en ons leer ook sy genade en sy liefde ken, veral in die Handelinge met die Israeliete. Hoeveel keer sien ons nie sy genade en sy liefde nie? En dan kom ons by die Nuwe Testament, en ons sien God se totale voorsiening in die persoon van Jesus Christus. Ons sien die vervulling van die Ou Testament, hoe soveel van daai gedeeltes wat hulle nie verstaan het nie, hoe dit alles in die persoon van die Here Jesus waar word. En ons sien hoe God so sy liefde aan die mensdom bewys. Ons sien die weg tot saligheid, ons sien 'n nuwe lewe wat Jesus vir sy kinders gee, en ons sien hoe om daai nuwe lewe te leef, om iets vir die Here
te beteken. So wanneer ons tyd in die woord spandeer, dan kan ons nie anders as om nader aan die Here te beweeg. Ons kan nie anders om God te sien vir wie hy is en hom groot te maak en hom in die lof en die eer te gee wat hom toekom nie, want ons leer hom ken. Ons kan nie, dus soos die een diens wat ek vir u gesê het, 'n mens kan nie ondankbaar en dankbaar wees nie. Jy kan nie in die woord van God tyd spandeer en nie God se goedheid raak sien nie. So daarom moet ons tyd in die woord spandeer. Maar Dawid let ook op 'n baie belangrike punt. Hy sê in vers 12, ook word u knegt daardeur gewaarsku en die onderhouding daarvan is groot loon. So hy sê, kinders van die Here moet nie net tyd in die woord spandeer nie, maar hulle moet luister na die waarskuwings en wanneer hulle dit doen, wanneer hulle die woord onderhou, is daar groot loon. Psalm 119 vers 1, ek het vanoggend gesê, as verse alle kinders van die Here moet ken, verse wat 'n kern is van ons geloof, verse wat ons deurleef, in Psalm 119 vers 1, dis ook een, hy sê, wel geluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. So hy openbaar homself deur die woord, en daarom is dit so belangrik, dat ons tyd in die woord spandeer, en dat ons natuurlik die Here se insettinge hou. Maar soos deur die natuur, openbaar God homself ook, so duidelik deur die woord. Dan ons derde en laaste gedagte, is, wanneer God homself so openbaar deur die natuur en deur die woord, sien ons die uitvloeisel van God wat homself openbaar. Ons lees vers 14 en 15, die laaste twee verse daar in Psalm 19. Hou u knegt ook nie terug van moedswillige sondes, laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Daai rol so van die tong af. Ek dink predikante is so gewoond aan daardie sin. Dit rol soms so van die tong af. So nadat Dawid nou geskryf het hoe die Here hom openbaar, hoe hy die Here leer ken, sê Dawid, hy het 'n natuurlike reaksie. En ons sien twee dinge. Die eerste ding, toe Dawid die Here sien wat homself openbaar, toe is sy eerste reaksie, 'n afskeid in sonde. Hy sê, hou u knegt terug van moedswillige sondes, want dadelik besef hy, maar ek kan nie sonde doen nie. Hy besef hoe voel God oor sonde, en dat as kind van die Here, is sy eerste reaksie, hy wil nie sondig nie. En daarom, kyk ook hoe hy gevoel het, toe hy wel gesondig het, daai boete psalm, soos Psalm 32 en 51, sy absolute berou, sy hartseer, veral in Psalm 51, toe hy wel gesondig het. Hy wou nie sonde doen nie. Psalm 119 vers 11 skryf hy, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. So dis sy eerste reaksie. Dadelik toe hy God sien, hy wil nie sonde doen. Die tweede reaksie was, hy wou die Here welbehaaglik wees. Hy wou die Here gelukkig maak. Hy wou iets vir die Here beteken. Hy sê, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. So hy toe die Here leer ken en sien hoe hy homself openbaar deur die natuur en deur sy woord, toe wil hy sy meester welbehaaglik wees. En ons sien dit. Dawid se lewe, ons sien dit in sy skrywe, ons sien dat die woord hom beskryf as 'n man na die hart van God, al was hy nie volmaak nie, al het hy sonde gedoen, hy was 'n man na die hart van God. En ek onthou een diens, seker lank terug, wat ek vir u gesê het, as ons nou, sien 'n nuwe predikant hier instap, en ons hoor, hy het moord gepleeg, en oorspel gepleeg, en al hierdie goed, sal ons om 10 nie wil hê nie. En Dawid, wat hierdie man na die hart van God is, het al hierdie goed gedoen, maar sy sonde was vergewe, hy skoon gewas, hy het na die Here toe gegaan, en hy wou die Here welbehaaglik wees. Dis hoekom hy nog steeds daarna 'n man na die hart van God, 'n man na die hart van God kan wees. So dit was die uitvloeisel van God wat homself openbaar. En so sal dit ook 'n reaksie in ons lewe wees. Daar's natuurlik meer as een uitvloeisel, daar's meer as een reaksies, veral met verskillende persone, maar hierdie twee sal by ons ook doen, as ons moeite doen, om die
die Here te sien in die natuur, om die Here te sien in die woord, en ons maak tyd om die werke van sy hande te sien, wanneer hy homself openbaar, wanneer ons nader aan hom beweeg, en ons verhouding word versterk, dan sal 'n uitvloeisel wees. Eerstens 'n totale afskeid aan sonde. Ons kan nie nader aan die Here beweeg en dieselfde voel oor sonde nie. Wanneer ons nader aan die Here beweeg, wanneer ons in sy heiligheid inbeweeg, dan het ons 'n afskeid vir sonde. Dink aan Petrus, is vir my so mooi wat gesê het, ek kan nou nie sê presiese woorde nie, ek haal nou hier uit my kop uit aan, maar Here, ek is nie waardig nie. Ek is nie waardig nie, en soos daar by die doringbos, trek die skoene van jou voete af, dis heilige grond. Ons dink aan al die gedeeltes waar God homself openbaar het, en ons dink dadelik aan God se heiligheid. Jesaja 6, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, en wanneer 'n mens in kontak kom, dink aan sosiale media en al hierdie goed, die wêreld is baie goed daarmee om ons mak te maak met sonde, as ek daai woord kan gebruik, om ons so gewoon te maak daarin. Maar as kinders van die Here moet ons afskeid in sonde, afskeid in daai goed wat nie reg is, nooit verslap nie. Verder sal ons die Here wil welbehaaglik wees, en ek gaan nie te veel daaroor uitbrei nie. Ek dink vanoggend het ons baie daaroor gepraat, dat ons iets vir die Here wil beteken, ons wil bruikbaar vir die Here wees, ons wil 'n voorwerp tot eer wees, maar 'n reaksie is ons sal die Here welbehaaglik wil wees. Iets vir die Here doen. Iemand wat besluite neem, iemand wat dinge wat hulle doen om vir die Here iets te beteken. Uitvloeisel van iemand wat die Here leer ken deur sy openbaring. En daarmee sluit ek af. Dis hoe Dawid in hierdie mooi psalm, spesiale psalm, vir ons kom wys hoe God homself openbaar. Hy openbaar homself deur die natuur en die werke van sy hande, en ons sien wat 'n almagtige God ons dien, en hy openbaar homself deur die woord van God, want die hele skrif is deur God ingegee, waar ons hom leer ken in sy karakter en sy eienskappe en hoe hy met ons handel. En wanneer ons dit sien en hier deurgaan en ons stop net vir daardie oomblik, dan is 'n reaksie ook. Ons sal 'n afskeid in sonde hê, en ons wil die Here so graag welbehaaglik wees. Die Here openbaar homself. Daarvan is ons seker. Al wat ons moet doen is ons moet kyk daarvoor. Deur die natuur, deur die woord, al wat ons moet doen is stop en kyk om die Here se wonders te sien, of dit in die natuur is en of in die woord is. Uiters belangrik, veral die woord, dat ons stop en die Here gaan soek. Dawid sê in Psalm 19 vers 11, hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, soeter as heuning en heuningstroop. Ons moet tyd met die woord deurbring, sodat God homself in ons openbaar en ons nader aan hom beweeg, maar 'n natuurlike uitvloeisel in ons lewens kan wees. Ons kyk net vanaand na hierdie loflied, en ons sê, ons wil weer fokus op die Here, ons wil kyk na die plekke waar die Here homself openbaar, sodat ons net weer die Engelse uitdrukking gebruik, stop and smell the roses, stop net en sien die goedheid van God, stop net en sien die grootheid van die Here, sodat ons weer net aan hom al die lof en die eer kan gee, en dat ons eie lewens vir die Here tot eer sal wees. Ons wil die Here net groot maak, soos wat Dawid in sy loflied doen. Amen. Kom ons buig die hoofde, en dan gee ons so deur gebed ook net aan die Here die eer. Wonderlike Here, ons gebruik baie keer daai woorde wanneer ons bid, wonderlike Here, of ons sê hoe wonderlik U is, Here, maar vanaand wil ons weer net vir U die lof en die eer daarvoor kom gee, Here, want U is 'n aanbiddelike God. As ons die werke van die hande sien deur die natuur, waar ons vanmiddag ook gesien het hoe die son gesak het hier en die kleure wat verander, en dan sien ons hoe wonderlik, Here, moet die God nie wees wat dit alles gemaak het nie, wat dit in mekaar geweef het, die skepper van hemel en aarde. Dan gee ons vir die lof en die eer daardeur. En waar ons ook vandag op 'n Sondag kon stil staan by U woord, vanoggend gesien het wat U van ons verwag, en vanaand dit wat ons gelees het. En ons sien deur U woord ook U wonders net raak, Here. En ons kan nie anders as om vir U die eer te gee nie, Here, want kyk wie is U. Dankie dat U 'n pad met ons stap. Dankie dat U wat so groot, so goed, so almagtig is, dat U 'n pad met elkeen van ons stap. Here, en mag ons dit in ons lewens ervaar, elke dag. En help ons, Here, om in hierdie besige lewe met alles wat gebeur en die gejaag na wind, soos die predikerskrywer dit vir ons leer, Here, dat ons in hierdie ding
net partykeer sal stop, sal opkyk en die wonder sien. Net sal stop, die tyd sal uitkoop om tyd in die woord te spandeer en die raak te sien. Mag ons dan ook deur ons lewens, dit wat ons doen, deur ons wandel, aan U die eer gee. Ons sê vir U baie dankie dat ons dit vanaand so kan doen, dat ons dit kan bid en ons oë is op U gefestig. Ons bid ook vir die week wat voor lê, Here. Ek bid weer vir daardie gesin wat hartseer is vanaand, dat U in hierdie week met hulle sal wees, dat U so die pad met ons elkeen sal stap. Ons bid dit alles in Jesus se naam alleen. Amen.